Handelinge 2 is die gemeente by mekaar. En die Heilige Gees het op hulle neergedaal. Petrus begin getuig. Hy begin mense vertel van hierdie ontmoetings wat hy gehad het met Jesus, die opgestane Jesus. En dan lees ons vers 42. Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond, hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en alle opregtheid geëet. En dan eindig hy, hulle het God derentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet en die Here het elke dag mense wat verlos word by hulle gevoeg. Mense wat gesê het, ek hardloop in God se arms in. Ek het hom nodig. Daar's 'n soeke in my om meer van hom te hoor, meer van hom te leer, meer van hom in my te hê, maar ook so met ander te kan deel. En dis hoekom ons so saam is vanoggend. En ek wil vanoggend dan vir ons saam bid en mag vanoggend ook vir ons so 'n oomblik wees wat ons net in sy teenwoordigheid inhardloop, in sy arms inhardloop en weet dat hy ons ontmoet daar waar ons nou is. Here, dankie vir hierdie herinnering van 'n gemeente, van 'n groep mense wat soekend was na die waarheid, na lewe. En so staan ons vanoggend ook, Here. Ons wil in U arms inhardloop. Dis die enigste plek waar ons weet, waar ons veilig kan wees. Party van ons wat vanoggend hier staan, sit met baie skuld. Skuldgevoelens. Guilt wat ons opvreet. En die laaste plek waar ons eintlik wil na toe kom, is na U toe. Maar dankie Here dat U ons uitnooi. U genade is vir ons elkeen genoeg. En daarom kan ons mekaar aanmoedig en herinner dat dit tog die plek is waar ons by mekaar kan kom as liggaam, as sout, as lig. Mag U vir ons hoop bring as ons vanoggend ook so saam na U skrif luister. Mag daar goed in ons harte skuif en verander omdat ons liggaam is en omdat ons kerk is, omdat ons gemeente is wat U soek, Here. Dis ons gebed. Amen. Amen. Julle is meer as welkom, julle sitplekke te neem. Het is goed om saam met elkeen van julle te wees. Dankie Joe vir julle ook. Ek dink is 'n awesome song, The King is in the Room. Dis so 'n proclamation dat ongeag hoe jy hier instap, God kom ontmoet jou hier. En dis juist, ek dink so 'n deel van Rymse gemeente se hart is connect waar jy is. Connect met God, want hy wag vir jou, hy is teenwoordig, hy is in hierdie vertrek, maar hy is ook op ander plekke vanoggend. En deur hierdie hele ontwaakreeks het ek nogal baie bewus geword dat, ja, ek dink dis lekker hier, maar God ontmoet vanoggend op duisende, miljoene ander plekke, gelowiges wat se harte oopgaan om hom te ontmoet en te hoor en te leer en te deel en te getuig van sy goedheid. En ek dink ons maak te min van getuienisse, hoe God net sy hand altyd by ons het, altyd voorsien, en daarmee as ek sê van getuienis, en ek dink dis hoekom ons probeer wegbly van getuienisse af, want dit voel partykeer so asof 'n mens brag, maar ek dink ons kan brag met God, want die brag gaan nie oor my, of die gemeente, of die leraars, of die wyse besluite wat ons maak nie, het gaan oor God en sy teenwoordigheid. Feit dat hy seën, is so 'n groot iets om aan vas te hou, en ons moet mekaar gereeld daarvan vertel. En een van daai seëninge wat op ons as 'n gemeente rus, is nuwe mense, nuwe lidmate, mense wat kom kuier, van hulle kuier al 'n geruime tyd, maar het op 'n plek gekom en gesê, maar ons wil graag deel word van hierdie. Ons weet, ons bring ons gawes, stukkies van wie ons is, na hierdie plek toe. En omdat julle hier is, verander ons. En dis wat vir my so lekker is van nuwe lidmate en nuwe lidmaatklas, om elkeen se storie te hoor. En dit is nogal interessant as 'n mens nou so die gesprekke na die tyd het en voor die tyd met die afwagting van die dag self waar ons die nuwe lidmaatklas gehad het, en jy hoor sommer net hoe iemand genooi het
of 'n familielid, of hulle was dalk hier vir 'n baba doop, of 'n baba toewyding, of 'n doopgeleentheid, of hulle tieners wat hiernatoe gekom het, en hulle het gesê, maar ons soek ook, en hier aangekom het. So dis deur mense wat ons by mekaar uitkom. En ons wil vanoggend vir elke een welkom sê, wat saam met ons by ons laaste nuwe lidmaat geleentheid was, so 'n bietjie van 'n oriëntering waar ons lekker reguit en eerlik gesels oor ons tekortkominge. Ons sê altyd, as ons jou nog nie kwaad gemaak het nie, gee dit net kans. Ergens gaan ons ietsie sê waarvan jy nie hou nie, ons gaan dalk een Afrikaanse liedjie te min sing, of ons gaan dalk ergens nie vir jou 'n stoel hê waar jy nou wil sit, omdat jy 8:45 eers hier instap en nie al 8:30 is om koffie te gebruik nie. So ernstig. Maar is dit nie maar familie nie? Is dit nie deel van liggaam te wees en mekaar so 'n bietjie te skuur en te shape na dit wat die Here ook ons na toe nooi nie? So ons is baie dankbaar vir almal wat saam met Rymse Gemeente journey, en ons wil ons nuwe mense graag na vore nooi. Ons wil julle aan die gemeente voorstel, maar ons wil ook vir julle bid en afsonder, en dat hierdie plek, vir hierdie seisoen van julle geestelike reis, ook vir julle 'n gesonde plek is. So ek wil vra dat julle asseblief vorentoe sal kom, sommer hier by ons kom staan. Ek gaan nou nie almal se name lees nie, maar wie gaan eerste wees? Dit lyk vir my dis so half, daar's 29 gesinne, so is nie dat daar niemand is nie. Ons het die voorreg om 29 gesinne by te voeg by Rymse Gemeente, en dit is so 'n vreugde. Julle sal sien, is so 'n klomp mooi mense, van hulle al ouer gesigte, nie in ouderdom nie, maar in lank al by die gemeente, en op 'n plek gekom waar hulle gesê het, ons wil saam wees. So ons glo dat mense deur God by 'n gemeente gevoeg word. Dis net hoe ons paie by mekaar uitkom. Net soos mense vir God belangrik is mense ook vir ons as 'n gemeente belangrik. Ons wil 'n gemeente wees waar ons na mekaar se behoeftes omsien, waar ons saam lag, waar ons saam huil, waar ons saam met jou deur die donker gaan. Dalk nie noodwendig ek of Jan of Herman as leraars nie, maar miskien in jou klein groep. Miskien daai een wat jou genooi het, wat nou verantwoordelikheid vat oor jou vir 'n disipel van Jesus te kan wees. So dis ons hart en ons begeerte. Ons glo dat die kerk steeds relevant is, en hierdie is 'n getuienis juis daarvan, dat die kerk 'n plek is waar mense ontwaak vir God, dit wat God besig is om te doen in hulle harte, maar ook ontwaak vir ander. Ons harte word sag, omdat ons 'n gesig by teleurstellings en verdriet sit. Maar ook, ons ontwaak vir hoop, omdat ons sien hoe God goed is, en byvoeg elke dag. Ons sien daarna uit om saam met elkeen van julle wat hier is te ontdek, om agter te kom hoe die Here julle wil gebruik, julle gawes, elke een uniek gemaak. En ek glo dat die Here 'n plan het met elkeen van julle by ons gemeente, om julle te help groei, maar ook die gemeente, daar waar ons tekortkominge is, om ons ook bewus te maak daarvan. Ons vertrou dat jou geloofsreis saam met ons sal goed wees, dat jy dit sal geniet, maar dat ook meer as net 'n lekker plek sal wees, want is lekker mense hierdie, maar dat dit ook vir jou 'n plek sal wees waar jy diep groei, nader aan God. Dis my gebed. Dis ons hartsbegeerte, dat hierdie plek vir jou 'n veilige plek sal wees. Miskien sal hartseer of seer in 'n vorige plekke was, dat hierdie vir jou 'n veilige plek van genesing sal wees, en dat jy God se stem hier sal kan hoor. Dis ons hart ook. So ek wil vir ons bid, en vir hulle bid, dat die Here ook hulle sal seën op hierdie reis, saam met ons as 'n gemeente. Ek dink ons is bevoorreg om sommer ons hande uit te steek, as 'n teken, dat ons hulle wil bless, met dit wat die Here ook oor hulle lewens wil laat gebeur. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir elke gesin, elke een wat gesê het, ek en my huis, ons wil die Here dien. En dankie dat ons deel van daai storie as 'n gemeente mag wees. Dankie dat ons mekaar mag opdra en kan sê, Here, ons wil mekaar se arms hoog hou. Ons wil naby aan hulle leef, net soos wat U naby aan hulle is. Ek word herinner aan U woorde wat sê, my gebed is, dat hulle een sal wees soos ek en die Vader een is. En mag daar 'n eenheidsgevoel ook hier onder hierdie groep mense wees, Here. Dankie dat hulle lewens kom oopmaak, dat hulle harte kom wys, en dat dit opreg en eg kan wees. Mag ons mekaar skuur, mag ons broers en susters in liefde wees, mag ons genade, dieselfde genade wat ons ontvang, ook vir mekaar kan hê, Here. So ons wil hulle bless en seën, ons wil hulle afsonder,
mag daar mooi uit hierdie groep mense uitkom. Mense wat U leer ken op 'n nuwe manier. Mense wat 'n verskil in mekaar se lewens maak, impak het en dan invloed in hierdie wêreld, Here, dat ons sout en lig kan wees. En mag dit begin ook, soos wat U so altyd getrou was vir ons as 'n gemeente, ook met hierdie groep wat hier saam met ons staan. Mag dit so wees in U naam. Amen en amen. Ek dink ons kan vir hulle 'n lekker handeklap gee. Jan, ek dink julle is meer as welkom julle sitplek te neem. Baie, baie dankie. Julle het nou gesien wie hulle is. Wees nice met hulle. Geef hulle asseblief toegang om eerste uit te ry. En gee jou sitplek op, dat hulle 'n sagte sitplek kan kry. Al sit jy agter die pilaar. Ons is kerk. Ons is een liggaam wat uit baie ledemate bestaan. En elkeen het 'n taak, het 'n verantwoordelikheid. Die Here gee dit aan ons om mekaar ook mee te bless. So 'n paar weke terug, 2 weke terug, toe gesels ek oor joy en vreugde. En hierdie bring vir my vreugde, om te kan sien hoe mense vasmaak. Ek wil amper sê, daai behoefte om geken te word, weer beleef. En is so lekker om daai vriendskappe te help vorm en spasies te skep waar dit wel gebeur. So dis vreugde, dis joy. En ek het toe verwys na Screwtape Letters. C.S. Lewis skryf 'n boekie waar hierdie Screwtape, die hoofdemoon, aan sy ondergeskikte Wormwood briewe skryf, hoe om die mens, veral dan Wormwood se mens, te tempteer en te tormenteer. Wat moet hy doen om hom af te wys en af te lei van God se liefde, God se genade en die bewustheid dat God met die mens wil in verhouding staan. En hy skryf vir hom 'n hele klomp hoofstukke wat C.S. Lewis as metafore gebruik. Natuurlik is dit fiksie, maar dit is so, ek dink, waar vir baie van ons. Baie ou boekie, en hy skryf dan juist die stuk wat ek aangehaal het verlede keer oor vreugde, en hoe hy die mens moet eintlik verhinder om met vreugde te leef, want vreugde bring dat ek weg van myself af kyk na ander. Maar dan in 'n ander hoofstuk gaan hy verder en C.S. Lewis skryf dan juis oor hoe ons mense moet beïnvloed, of dan spesifiek Wormwood mense moet beïnvloed. En hy sê, we want him to be in the maximum uncertainty, so that his mind will be filled with contradictory pictures of the future, every one of which arouses hope or fear. So, om mee te begin, sê hy, sit gedagtes in mense se kop wat hom angstig maak oor wat gaan kom, wat die toekoms inhou. Maar terselfdertyd maak hom die mekaar met oomblikke van hoop. So geef hom bietjie hoop, laat hom toe om hoop te vind, maar dan laat daai vloer weer onder hom wegsak. Every one of which arouses hope or fear. There is nothing like suspense and anxiety for barricading a human's mind against the enemy. In hierdie opsig, as C.S. Lewis skryf van die enemy, dan praat hy van God, of die drie eenheid, wat in hulle geval die enemy is. So moenie toelaat dat hoop en 'n toekoms en vreugde enigsins deel word van die mens nie. Want dit is anti wat ons graag wil sien gebeur. So hou hom besig. En dan gaan hy aan, he wants men to be concerned with what they do. Our business is to keep them thinking about what will happen to them. Wat lê in die toekoms? En dan gaan hy aan en hy skryf die volgende een. The Screwtape Letters on keeping humans busy is, keep them busy in the non-essentials of life and invent innumerable schemes to occupy their minds. This is a part of a larger strategy where the devils aim to overstimulate their minds so that they cannot hear the still, small voice of God. By constantly filling their time and attention with a constant stream of distractions, such as work, media, material possessions. So dis so 'n bietjie van 'n strategie. Nou ek seker meeste van julle het al op die sosiale medias daai videoetjie gesien waar een van die predikante vir ChatGPT gevra het, as jy die duiwel sou wees,
Hoe sou jy te werk gegaan het om mense in jou te laat glo? As jy nog nie het nie, Google dit sommer maar net. Hy sê toe, AI, ChatGPT, met al die inligting wat hy bymekaar gemaak het, hy het nie nodig dat mense in hom hoef te glo nie. Al wat hy hoef te doen, is hy hoef mense die leuen te laat glo, dat daar 'n toekoms is, wat mooi is, en dan dat hy hulle gaan besig hou om dit te gaan soek in die wêreld. Met geluk, met superficial oomblikke van joy. Dis eintlik al wat hy hoef te doen. Nou ons, as gelowiges, as 'n gemeente weet, dat dit die slinkse manier is van die vyand, om eintlik ons gedagtes te mekaar te maak, soos wat C.S. Lewis daai tyd al geskryf het. En vandag dalk nog meer. As jy net so vir 'n oomblik dink, jou gedagtes, hoe maklik gaan dit na al die goed toe wat nie gesond is nie. En hoe maklik begin 'n mens daai selfde storie glo. In my voorbereiding kyk ek na 'n videoetjie en die spreker roep 'n persoon uit die gehoor uit en hy vra vir die persoon om te antwoord, wat dink hy, dink die gehoor van hom? So hy haal so 3 persone uit die gehoor uit en hy sê, wat dink jy van my? Eerstens is die vraag, wat dink ek, dink die persoon van my? En die persoon wat uitgeroep word sê dadelik, hulle dink ek het nie baie waarde nie. Hulle kan sien ek is minder waardig, ek het nie 'n goeie selfbeeld nie. En hy vra toe die vraag terug aan die persoon in die gehoor en hy vra, wat sien jy as jy hierdie persoon voor jou sien? En die persoon antwoord en sê, ek sien iemand wat soveel potensiaal het. Ek sien iemand van 'n sekere ras en dat hulle okay is daarmee. Wat so 'n ander prentjie, beeld, storie is as wat hierdie een persoon wat uitgesonder is vra. Hy vra die tweede persoon, wat sien jy as jy na hierdie een kyk? En hy sê, wel dit lyk vir my asof hierdie een 'n leergierige persoon is. Asof hy graag, anders sou hy nie opgestaan het nie. Vra vir die een wat uitgeroep is, wat dink jy, het hy aangedink? En hy sê wel, dadelik toe ek sien, lyk hy asof hy glad nie geïnteresseerd is in dit wat ek wil sê nie. Asof hy nie, sy liggaamstaal het vir my iets gewys. Die derde persoon antwoord toe, nadat hy gevra het, so wat dink jy, het hierdie persoon van jou gedink? En die antwoord wat terug was na die gehoor toe was, dat ek fake is. Dat ek voorgee, dat ek iets is wat ek nie is nie. En die fasiliteerder vra in die gehoor, die persoon wat hy uitwys in die gehoor, wat het jy gedink toe jy hierdie persoon voor jou sien? En die persoon in die gehoor sê, ek's jammer, ek was in my eie gedagtes. Ek was die held van my eie storie. Die stories wat ons opmaak van wie ons is, lyk baie keer baie anders as hoe God ons sien en as die waarheid waarin ons moet leef. En ek dink die eerste kerk het dit reg gekry om mekaar raak te sien vir wie hulle is en was. En daarom is daar by mekaar gevoeg. Hulle het verby die ras of die taal of die tekortkoming of die klas gekyk. Hulle het 'n honger gesien vir waarheid, vir egtheid, vir opregtheid. So die kerk is een liggaam. En as ons met daai besef kan leef dat ons ontwaak, ons word wakker vir God se teenwoordigheid eerste. En omdat ons sy genade beleef, kan ons daai selfde genade nou aan ander bewys. Ek dink dis dan wanneer ons gemeente skuif, ons as mens skuif ook. So 1 Korintiërs 12 vers 12 sê, die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam.
Die Here laat ons wakker word. Openbaring 3 vers 2 sê, Jesus vir die gemeente in Sardes, sê die briewe wat aan verskillende gemeentes geskryf word, en dan sê hy in Openbaring 3 vers 2, word wakker en versterk wat nog oor is. Kom ons ontwaak, kom ons word wakker vir die waarheid, oor ons as 'n gemeente, as 'n kerk. En ek dink die kerk het nog 'n bestaansreg. As jy na sekere tipe media luister, dan sal jy hoor hoe kerke toemaak, hoe geboue verkoop word, maar as jy na die waarheid hoor, dan hoor jy hoe mense hulle harte vir God gee. Jy kan maar saam met ons by die jong werkendes instap, en jy gaan sien hoe daar vir 'n nuwe generasie 'n ontwaking is, 'n wakker word vir God en sy waarheid. Juis in 'n gemeenskap, in 'n tyd, in 'n generasie wat baie de mekaar is, wat wonder oor identiteit en oor seksualiteit en oor verstaan van die mensdom en politiek. Dis juis dan wanneer hulle terugkeer. So ons as 'n gemeente, as 'n kerk, het die voorreg om wakker te word, eerstens vir God, en dan vir mekaar, en dan vir die wêreld. En dis die 3 hoofpunte waarna ek vanoggend wil kyk. Ons word wakker vir God se roepstem, ons maak ons ore oop, maar om dit te doen, moet ons op 'n plek kom. En die Here het vir ons 'n gebou gegee. Alhoewel ons weet die gebou is nie 'n kerk nie, maar is 'n plek, is 'n veilige plek om na toe te kom. Ons word wakker vir mekaar, vir mense om ons begin mense raak sien deur God se oë, maar dan word ons ook wakker vir 'n persoonlike roeping, dat die Here vir elke een 'n gawe gegee het. En dis hoekom ek het kon bid vanoggend oor elkeen wat hier voorgestaan het, want ek weet dat die Here in elke een iets besig is om na vore te bring, wakker te maak. Handelinge 1 vers 8 herinner ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees tot aan die uithoeke van die aarde. Dis die opdrag. En elke een wat ja sê vir God, sê ook ja tot hierdie opdrag. So ons ontvang gawes. Nou wat is geestelike gawes? As ek moet dink aan 'n geskenk wat 'n mens ontvang. Nou my pa was 'n groot visserman gewees. My eerste onthou was hoe ek by St. Lucia 'n snotneusie gevang het. Daai glibberige geel vissiekies, die visstok neergegooi het, teruggehardloop het karavaan toe en hom gaan roep het om te kom kyk. Die arme visie nog so geflap, en hy het my gehelp om hom af te haal. So dis my rekolleksie, dis my konneksie. So baie lief vir visvang gewees, meeste van ons vakansies daar gehad. Hy het by mekaar gemaak ook, katrolle, so ek weet van 'n Abu 1000 en 'n 10000 en 'n Abu 6000 en ons 'n hele klomp van hulle, en met sy afsterwe het ek al daai gekry. En hulle lê nou vir 25, 27 jaar nog net so binne in die tas, in die kas. En ek weet, dis nie waarvoor hulle gemaak is nie. Maar as ek hulle nou gaan uithaal, en ek wil nou met hulle gaan vang, dan dink ek nie, dit gaan so goed afgaan nie. Dan gaan dit dalk wees soos my eerste keer wat ek ingegooi het, en ek het daai kraaines gemaak het, en ek dink dit was 'n plan van sy kant af gewees. Want hy het juist die gewiggie so opgestel, dat hy so maak, en dan my gelos, dat ek vir die res van die dag dit moet uitmekaar uittrek, om hom nie te pla om die hele tyd 'n wurmpie aan te sit om in te gooi nie. Hy het ook gesê, jy kan nie 'n visser van mense wees, as nie 'n visserman is nie. Het jy vis gevang hierdie week? Jy sien? Ons leraar wat weet hoe om visser van mense en visse te wees, die regte doepa by mekaar te sit. Maar ek het daai geskenk van hom gekry, die katrolle. En ek dink ons almal het al ietsie ontvang. Miskien was dit 'n ou familie Bybel gewees, miskien was dit 'n horlosie gewees, wat dalk vir iemand anders geen waarde het nie. Maar omdat jy dit ontvang het, van iemand vir wie jy lief was, iemand vir wie jy omgegee het, iemand na wie jy opkyk, kry dit vir jou baie, baie waarde. Dis meer as net 'n sentimentele waarde. Dis 'n koestering, dis iets waaraan jy wil vashou. En dis die kerk, want God gee vir ons die kerk. Handelinge 2 wat ek gelees het in die begin. Hy gee vir ons mense, hy gee vir ons 'n teenwoordigheid van sy gees, en ons moet dit koester. Nie om te gaan wegbêre in 'n kas en 'n tas, sodat ek dit kan uithaal en net daarna kyk en dit dan weer terugsit en vir mense wys en afshow daarmee nie.
Nee, hy gee dit vir ons om te gebruik, om dit aan te wend. En as ek dink aan geestelike gawes, dan is dit amper vir my so iets, dat ek ontvang hierdie geskenk, maar hy wil hê ek moet daarmee woeker, ek moet daarmee werk. Efesiërs 4 vers 11 tot 12 praat van hierdie geskenk, 1 Korintiërs 12 vers 7, so Efesiërs 4 sê, so het Christus self die apostels en die profete en die evangeliste en die herders en leraars gegee, om sy gelowiges toe te rus vir dienswerk, sodat die hele liggaam van Christus opgebou kan word. 1 Korintiërs 12 sê, aan elkeen van hulle word die openbaring van die Gees gegee vir die algemene voordeel. So hoekom gawes? Tot voordeel van 'n gemeente. Gawes verryk nie die prediker of die een wat dit gebruik nie. Dis nie sodat ek kan goed lyk of voel nou regtig as ek by die Here omdat ek hierdie gawe gebruik nie. Ek is nou heilig nie. Dis sodat die liggaam versterk kan word, dat ander gedien kan word daarmee. En dan die volgende ene, 1 Korintiërs 14 vers 12 sê, aangesien julle gretig is na die gawes van die Gees, streef daarna om uit te blink in die wat die kerk opbou, wat die gemeente opbou. So ons ontvang gawes, en jy kan 1 Korintiërs 12 gaan lees, daar word baie van die gawes genoem, Efesiërs 4, 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 14 word van hierdie gawes ook opgenoem. Wanneer ons oor hierdie gawes praat, dan is dit nie so dat ons versterk kan word nie, maar dat ons iets het om mekaar mee te dien. Ons is daar om mekaar te bemoedig. Romeine 12 vers 6 sê, hierdie gedeelte lys baie van die gawes, en dan sê hy, soos om te dien, te onderrig en te bemoedig, alles met die doel om tot die liggaam van Christus by te dra. Dis Paulus se woorde as hy dink oor gawes. 1 Petrus 4 sê, waar hierdie gedeelte moedig gelowiges aan om hulle gawes getrou te gebruik, gereeld te gebruik, om ander mee te dien, wat God se genade demonstreer en help om die kerk op te bou. So, wanneer hierdie eerste kerk, die Heilige Gees wat op hulle neerdal, Petrus begin getuig, wonderwerke plaasvind, gawes wat gebruik word, kom hulle agter, maar hulle kan dit nie almal self doen nie. Dis nie net die apostels en profete wat sekere gawes ontvang het om mee te dien nie, maar elke een ontvang gawes om mee te dien. En dan begin hy hulle lys en hy begin hulle uitbring en sê, maar nou het elke een 'n verantwoordelikheid. So ons ontwaak vir God, ons word wakker, dat hy 'n toekoms vir sy kerk en sy mense het, maar hy gebruik ons as die instrument om dit te doen. En nou dadelik kan jy sê, ja maar Stefan, hy het my eintlik nie nodig nie. Nee, inteendeel, is hier die tempel waarvan hy praat, wat afgebreek sal word en na 3 dae opgebou word, homself. Dit is nie meer uit klip en water en sement nie, dit is uit mense se harte wat vir hom klop. So Handelinge 2 vers 42 wat ek nou gelees het is, hulle het volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. En daardeur is hulle gestig en hulle kon verder ander ook dan so help en aanpas. So wanneer iemand vir jou iets kosbaars gee, dan is dit nie om dit weg te bære nie, maar dit is om dit te gebruik vir die doel waarvoor dit gemaak is. Matteus 16 sê, ek sal my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons het baie mense wat sê, waartoe gaan die wêreld? Wat gaan word van ons? Het die kerk nog gestem? Is die kerk nog relevant vandag? Staan hy nog vir die regte goed? Matteus 16 sê, God sal die kerk bou. Hy sal byvoeg. Dit is sy Gees wat sal by ons wees. En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek dink ons moet daai versie diep in ons harte gaan neerskryf. En wanneer die mens, die wêreld, die vyand, soos die skroetype letters, vir ons die ander kant wil probeer uitwys, dat God nie belangstel in hierdie wêreld nie, dat hy nie in sy kerk, en dat die kerk nie eintlik meer 'n stem het van moraliteit en van waartoe dit moet gaan nie, en sê hy, dit sal nie oorweldig word nie. Die magte sal nie die doderyk oorweldig nie, of oorweldig word nie. So die kerk behoort aan Jesus, maar die rentmeesterskap, die gawes wat ons ontvang, sit hy in ons hande, om getuies te kan wees. Hy plaas dit in ons harte. Ons mag sê, Here,
ons wil pilare wees vir die toekoms van die kerk. En dis hoe ek elkeen van ons sien. Mark Sayers skryf hierdie boek Pillars to Platforms, en hy gebruik hierdie twee beelde, ek het dit al aangehaal, waar hy sê baie keer, en veral wat ons nou ken, moet jy 'n platform hê. Jy moet 'n social media page hê, jy moet 'n paar duisend likes hê, jy moet 'n influencer wees. En baie predikante en gelowiges wil daai platform gebruik om 'n stem te wees in die wêreld. Mark Sayers sê, miskien moet ons eerder van ons platforms afklim en ons moet pilare oprig, sodat ons 'n tussenplek vir mense kan wees tussen hierdie wêreld en God. Miskien moet ons ruimte skep waar mense met God ontmoet en nie ons op die platform raak sien nie. Hy sê ook dat pilare bring stabiliteit. Daar's baie keer tradisie, 'n bietjie hiërargie betrokke. Dit kan dalk die negatiewe kant van 'n pilaar wees. So in die verlede was kerke pilaarinstellings. Ons het gedink aan daar's vas en dan is 'n gerespekteerdheid en dit het baie sentraal in die samelewing gestaan. Dis die negatiewe kant as 'n pilaar nie sy doel dien nie. Maar die ander kant van 'n platform kan ook wees dat dit baie beweging bring, dat dit eintlik 'n verbinding kan skep tussen mense, maar dat ons eintlik moet uitkom om 'n ingesteldheid van missional te wees. Hoe gaan ons in hierdie wêreld in? Hoe is ons sout en lig vir hierdie wêreld? So die verskywing vereis ook vorming. Mark Sayers sê die wêreld het platforms sonder diepte, terwyl God ons roep na platforms van heiligheid. So die vraag of die vraagteken eintlik oor elkeen van ons is, hoekom wil ons so belangrik wees in spasies? Is dit dat ons gawes kan gebruik om mekaar te dien, of is dit sodat ons mekaar kan uitwys hoe belangrik my gawe in hierdie storie en in hierdie prentjie is? Handelinge 4 vers 13, 29, 31 sê, toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, het hulle besef, hierdie mense was saam met Jesus. Die mense, die gehoor, die skare, die kerk wat saam was, daai eerste 3000, het gesien hoe Petrus hulle se harte verander het, hoe hulle ingesteldheid teenoor mense gekry het, en dit het hulle geskuif. En daarom kom ek weer terug, dat God het ons nodig. Nie in die vorm van, as ek nie in daar is, gaan dit nie uitwerk nie, maar hy wil my gawes gebruik. Dis hoekom my gawes in my geplaas het, dis hoekom die Gees teenwoordig is. 'n ander metafoor wat baie keer gebruik word in die skrif, is die een van vuur. So hy sê, jy's 'n lamp wat op 'n heuwel geplaas word, en daai lamp word nie onder 'n maatemmer geplaas nie, of hy gebruik die metafoor van sout, dat ons sout vir hierdie wêreld moet wees. So, die Heilige Gees gee vir ons gawes, nie as opsionele extras, wat ons kan kies of ons dit wil hê of nie. Hy gee vir ons gawes om 'n werk te verrig. Hy gee vir ons gawes wat die lewenskrag vir die kerk word. Ons word soms ook so aan die slaap gesis, en baie keer begin ons gawes begrawe in die kas bære, want ons voel dis nie goed genoeg nie. Dit het nie dieselfde effek as ander se gawes nie. Ons ontvang die gawe van geloof, ons hou vas wanneer dinge swaar raak. En ons het julle nodig wat daai gawe het, om ons te herinner, om ons oë op hom te hou. Ons het die gawe van bemoediging, wat hoop bring in baie siniese tye. En ons het sulke stemme nodig uit die gemeente, uit julle uit, wat sê, hou moed, byt vas, hou aan met dit wat julle doen. Ons het die gawe van wysheid nodig, mense wat help onderskei in 'n baie verwarrende wêreld, wat met waarheid kan onderskei. Ons het die gawe van gasvryheid nodig, die mense wat kan brûe bou tussen ander, waar mure eers was, waar daai mure afgebreek kan word en ander na 'n tafel toe nooi. So die gawe van profetiese insig nodig, wat ons herinner aan God se plan. 'n Profeet is iemand wat ontvang van God en dit deurgee aan ander. Nie 'n waarsêer nie, nie in 'n bal kyk en sê dis wat die toekoms gaan doen nie.
Nee, is om stem van God te wees en baie keer nie net alles wat goed gaan nie. Partykeer ook 'n rigting aanpassende stem te wees. Die gawe van diensbaarheid waar Christus sigbaar in dade en liefde is. En hy wys vir onsself wanneer hy voete was van sy disippels hoe om daai gawe mee te leef. So ons is sout en ons is lig. In die antieke roeping praat ons van sout. Dit was die bewaring van en die suiwerheid wat gebring is. Ek en Wendy is eenmaal saam vir 'n naweek weg en ons koop sommer 'n stukkie om te braai die aand, maar nou weet jy hoe as jy jonk getroud is, jy sny maar oralste waar jy kan. So ek sê vir nee, ons gaan nie nou sout en speserye gebruik nie. Ons gaan hierdie vleisie sommer net so, hy het sy eie souse, hy sal homself. Dit was die slegste droogste stuk vleis wat ek nog gehad het. En toe besef ek, sout het waarde. Al is dit net 'n klein bietjie, sout het waarde. Maar die skrif sê as sout laf geword het, dan het hy geen meer waarde nie. Sout gee geur, maar hy bewaar ook en hy help om suiwer te maak. En ek dink baie keer het die sout of die kerk sy waarde verloor en miskien moet ons mekaar net weer aanmoedig en vra, Here, help ons om weer aanpassing te maak in die regte rigting. Maar hy praat ook van lig en lig is die sigbaarheid, die leiding waantoe ons op pad moet wees. Hy gaan ons vooruit. Lig openbaar die waarheid en wys die pad huis toe as sy koninkryk kom. Jesus het nie gesê julle het lig nie. Hy het gesê julle is lig. Dis nie partykeer sit ek hom aan en partykeer sit ek hom af nie. Daar waar jy kom, moet jy sout en lig wees. Die kerk van die toekoms sal nie oorleef deur die wêreld vir die wêreld weg te kruip nie, maar eerder die wêreld te verlig. Dit gee 'n nuwe betekenis dink ek aan Jesus se woorde as hy sê ons is sout en lig vir hierdie aarde. Die sout was gebruik as jy dink aan Ou Testament, Levitikus, wanneer daar 'n graanoffer gebring moes word, dan was nog 'n element wat by die graanoffer geplaas was sout gewees. So sout was 'n verbondstaal. Dit was gewees, as ek hierdie sout bysit, is daar 'n verhouding. So waarvoor ontwaak die kerk vandag? Ons ontwaak vir die verhouding. Ons word wakker vir ons en God. Maar saam met dit 'n verbond sê, ek gaan vir jou iets gee. Ek gee vir jou gawes. Hoekom gee hy vir my gawes? Om mekaar te dien, om die liggaam te dien. Hoekom moet hierdie liggaam gedien word? Hoekom moet ons agterkom en uitvind waar elkeen van ons sterk is en waar ons tekortkominge is? Sodat ons lig vir hierdie wêreld kan wees en in hierdie wêreld daai lig kan na vore bring. So Openbaring 2 praat Jesus dan wanneer hy oor hierdie met die 7 gemeentes praat en hy sê word wakker, dan dink hy praat ek ook vanoggend met ons en hy sê miskien moet ons nie toelaat dat ons gedagtes dwaal oor wat's daai en moes dit so gewees het of moet dit so lyk nie, maar dat ons mekaar gereeld sal herinner en terugkom na God se verhouding met ons, dat dit verbondstaal is, dat iets in ons hande gesit het om mekaar mee te dien, sodat die plekke waar ons kom 'n beter geur kan wees, beter smaak kan hê as gevolg van dit wat ons vir ander beteken. Ek wil vir ons bid vanoggend en ek wil die Here vra dat as jy nog nie op 'n plek is waar jy jou gawes ontdek het nie of verstaan hoe dit werk nie, dat jy terug sal gaan na die skrif toe, jy kan met ons kom gesels, dat jy hierdie gesprek sal voortsit. Ek dink so baie mense, amper soos wat ek word 'n lidmaat van 'n gemeente en dis amper genoeg. Vra die Here, I need more. Breek sy hart of ons harte vir dit wat sy hart voorbreek. So die eerste stappie van hierdie proses is, Here, hier's ek. Nou sit U iets in my, sodat ek na ander kan gaan. Breek my hart vir wat U hart breek. Ek wil vir ons bid. Here, dankie dat ek vir elkeen vanoggend, nie net vir hulle wat eerste keer of nie hier by die gemeente aansluit nie, maar vir ons wat al lank die kerk ding doen. Dankie dat ek ons kan herinner dat U Gees uitgestort het, dat ons 'n oproep het, 'n wakker word het soos Openbaring sê, 'n wakker word het vir U, dat ons die stem kan hoor
dat ons 'n heilige lewe kan leef, dat ons kan aflê die ou lewe, dit wat moet stop, dat dit sal tot einde kan kom, maar dat U ons nuut maak, dat U ons skoon was, sodat ons met U Gees mekaar kan dien, hierdie liggaam. Here, ons bid dat ons sout en lig kan wees, verander, dat mense 'n veilige gevoel en 'n plek sal kry in ons geselskap, wanneer ons met hulle saam omgaan, dat hulle iets sal agterkom van U guns, U hoop, U liefde, wat anders lyk as wat 'n wêreld verkoop. Ek bid, Here, dat U saam met elkeen sal stap, elkeen wat moeite en omgang maak om te ontdek wat daai gawes is wat U binne hulle geplaas het. Bid dat U dit ook so in ons gemeente sal doen, en dat hierdie liggaam gesond sal wees, Here. Dat ons harte gereeld sal breek vir dit wat U hart breek. Dat ons deur die Gees geïnspireer sal wees om ook te act daarop, te antwoord op dit. Dis my gebed. Amen. Amen. Plekke waar jy kan begin. Miskien stap jy uit en sê, klink goed, klink mooi, jy ken nie my skedule nie, jy weet nie hoe vol hy is nie. Dis dalk juis, begin by jou skedule. Ons wil jou nooi, as jy 'n senior is, sonder om ouderdom daarin te plaas, jy word genooi om saam te kom kuier. Ons gaan so 10:30 begin, ons is in die chapel vanoggend. Dis net 'n geselligheid, dis 'n saamkuier. Ons wil kyk vir volgende jaar om dalk 'n klein groep of by mekaar kom, meer gereeld te kan kuier. So as jy jouself ag as 'n senior, dan is jy baie welkom om saam met ons 10:30 af te beweeg daar na die chapel toe. Dan het ons ook Dinsdag aand mannegroep. Dis 'n gespreksgroep wat ons bietjie gesels oor videomateriaal wat gewys word. Maar dan wil ons jou uitnooi. As jy en jou pa, jy en jou seun die 11de Maart saam met ons by Tower of Life 'n paar manne wil gaan bedien. Ons gaan lekker boerewors braai en jy sommer net voorstel aan 'n gemeenskap wat hier op ons voorstoep is. So jy kan met Willie Gous daaroor gesels en net die inligting daar kry. Dit sal op ons mannegroep ook gekommunikeer word. En dan wil ons so bietjie, ons het ons tradisionele Woensdag aand klein groep wat ons bymekaar in persoon kom, saamgesels, saamkuier om 'n tafel, maar ons wil bietjie eksperimenteer. En ons gaan van Donderdag af 7 uur 'n aanlyn klein groep loods. So as jy belangstel daarin, ontmoet sommer vir Ben. Ek sien hom nou nie so vinnig. Ben, hand opsteek. Ek dink daar's 'n foto van jou dalk, maar Ben, jy is sommer beskikbaar daar by die tafel, daar by die koffie en tee. Gesels met hom, gee jou inligting by hom of by die inligtingstoonbank sommer net op, dat ons daai name bymekaar kan kry. Ons gaan vir jou 'n link stuur. Ons wil op 'n ander manier probeer eksperimenteer en kyk, is daar nie dalk ander mense wat hulle lewens met mekaar op hierdie platform kan ontdek nie. So Ben wat so 'n bietjie inisiatief daarvoor neem. So daar's baie plekke waar ons besig is om by mekaar uit te kom. Ek weet daar's 'n stapgroep ook, die 22ste stapgeleentheid wat plaasvind. So vind uit en raak deel van hierdie liggaam. Ek wil julle seën in die Here se naam. Nou mag die genade van die Here Jesus Christus, sy liefde, sy krag, sy trou, sy liggaam deel word van elkeen van ons totdat hy weer kom. Amen. Amen.